Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Môre gemeente. Ja, ek net my asem trek. Dit was nog net 'n gehardloop vanoggend die hele tyd. Ja, baie dankie dat almal hier is vanoggend. Ons vier nie net 'n baie spesiale geleentheid vir die volgende 9 weke nie, maar ons vier wel ook Dominee Lenay se verjaarsdag vandag. Ek onthou toe ons nog net aangestel is as die kerkraad, was ons van die eerste kerkraadslede wat sy by kom kuier het. En my man is nou nog, hy is nou nog kwaad vir my. Sy kon nie eens amper deur my garage deurkom nie, want ons moes net in die garage gekuier het daai dag. So, toe sê sy vir my, o ja, en ek verjaar die dag na die fees. Dus ek sê, o, dankie tog. So, ek het presies geweet wanneer Dominee Lenay verjaar. So, Dominee Lenay, in ons gemeente werk het so, vir ons is ons dominee baie spesiaal. En so ons gebruik graag 'n geleentheid om hierdie dag of die dag waarop jy jou verjaarsdag vier, saam met jou te vier. Of dit nou vandag is en of dit in die week is, ons wil graag hierdie dag saam met jou vier. So namens NG Vorentoe gemeente wil ek vir jou, ek wil so 'n mooi ding van 'n sterk vrou en ons weet sy is 'n sterk vrou en ons weet sy gaan baie doen vir ons gemeente. Ek wil dit nog gegoogel het en alles wat mooi is gesê het, maar weet julle wat, haar wese en haar teenwoordigheid in ons gemeente, het ek nie nodig om te sê, wat 'n goeie voorbeeld sy vir elkeen van ons gaan en kan en sal wees nie. So Dominee Lenay, so dit is my Google woorde vanmôre vir jou, om vir jou te sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy het 'n pragtige gesin, en dankie dat jy die gesin in ons gemeente, met hierdie volgende weke wat voorlê, weer gaan terugbring, en dat ons dit kan saam met jou vier, en saam met jou gesin, en saam met ons eie gesinne. So baie geluk met jou verjaarsdag, en namens die gasvryheid wil ons net hierdie klein geskenkie vir jou gee, en vir jou sê baie, baie geluk, en ons hoop jy geniet dit, en almal wat betrokke was hierby, net baie dankie vir elkeen se moeite en insette daarvoor, en as die kinders soet is, het ouma Corrie koek gebak, klaar gesny, en as julle wil, kan julle hier, net nou wanneer ons nog hierdie poppenkas gaan kyk, saam met haar 'n stukkie koek eet. So baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop regtig dis 'n baie mooi jaar vir jou. En dan wil ons net gou vas sing. Veel geluk, liewe dominee, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hoerai, hoerai. Baie dankie Annelie, baie dankie gemeente. Dis vir my regtig 'n voorreg om hierdie verjaarsdag hier in julle midde te vier. En ek hoop dat dat ons lekker nou saam gaan partytjie, want ek hoor daar is 'n paar lekker nye agterna. Maar baie baie dankie dat julle my met soveel liefde ontvang. Ek is nog so kort hier en ek voel so deel van julle. So baie baie dankie daarvoor. Terwyl ons nou sommer net so sit, gaan ons toetrede lied saam sing. Groot waarde, maar is
Ek groet jou in die naam van God die Vader wat ons seën, wat ons lei, wat ons versorg. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, wat ons verlos en nuwe lewe gegee het. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, wat vir ons intree wanneer ons woorde te min raak in gebed. Die Heilige Gees wat ons elke dag lei. Amen. Baie welkom in vanoggend se erediens. As hier besoekers is, baie welkom aan julle en spesiale welkom aan al ons kinders. Hierdie nuwe kwartaal is julle kwartaal. Ons sluit af hierdie jaar en teen hierdie tyd van die jaar voel ons al so moeg. So nou begin ons sommer met 'n lekker Sondag spesiaal vir julle en ons hoop dat julle hierdie jaar, hierdie laaste stukkie van die jaar, hierdie kwartaal, sommer elke Sondag hier gaan wees. En dan gaan die jaar sommer net lekker vinnig verbygaan en voor ons oë uitfees het Kersfees. So as daar nog enige kinders is wat by julle ouers sit, wat graag hier voor wil kom sit sommer hier in die enigste voorste 2 of 3 banke. Dan kan julle mooi sien wat hier gaan gebeur en alles gaan vanoggend hier gebeur. Ek gaan glad nie boontoe gaan nie. So kom sit waar jy lekker kan sien dat jy nie uitmis nie. Dan baie dankie aan almal wat by die fees was, baie dankie vir almal wat baie hard gewerk het, dankie vir almal wat kom ondersteun het en wat gekoop het, ons waardeer elkeen van julle so baie. Dit was 'n lekker fees, as jy nie hier was nie, het jy beslis uitgemis, maar baie dankie vir almal se harde werk, en vir die kerkraad, vir die voorlopers wat baie moeite gedoen het om te reël en te organiseer. Hulle is nie almal vandag hier nie, maar hulle het regtig baie hard gewerk. So baie dankie. Ek dink ons kan 'n handeklap gee vir ons leierskap. Dan ons begin vandag met 'n nuwe preekreeks. Dis 'n 9 weke preekreeks. So ek nooi elkeen van julle uit om soveel as wat julle kan vir die volgende 9 weke in die kerk te wees en ons preekreeks fokus spesifiek op gesinne. Nou van julle weet ek, dis dalk net jy en jou gesin, van julle is dalk net 'n paartjie, maar het nie kinders nie, van julle is 'n gesin met kinders. Dit gaan elkeen van julle raak. So in hierdie preekreeks gaan ons die voorbeeld of die metafoor van 'n span gebruik en ons gaan elke Sondag kyk, hoe kan ons nader aan God beweeg as 'n gesin en ook nader aan mekaar in ons gesin. En vandag soos ons hier is, weet ons is ons ook een groot geloofsfamilie. So dit baat ons elkeen gaan daarby baat en vandag is die eerste afskop wat ons gaan gesels oor spanpraatjies. So ek nooi elkeen van julle daarna toe uit. Dan die jong werkendes. Nou ek het gehoor die jong werkendes beteken enige iemand wat nog 'n salaris kry. Geld as jong werkendes. So enige iemand wat daarbey wil inskakel, die 11de Oktober, dis komende Vrydag, gaan ons so 'n bietjie rolbal speel. Dit gaan jou R50 kos. So jy kan vir Pieter Foster laat weet. Jy sien sy nommer ook daar op die skerm. Dis ook op die WhatsApp groepe uitgestuur. As jy dalk nie op 'n WhatsApp groep is nie. Die WhatsApp groepe is jy in 'n wijk ingedeel. As jy dalk nie op so 'n groep is nie, asseblief stuur vir my of vir die kerkkantoor 'n boodskap sodat ons jou dan net kan plaas op daardie groepe. Maar laat weet asseblief so gou as moontlik as jy by hierdie geleentheid gaan wees. Dan neem asseblief kennis dat die kerkraad op 22 Oktober kerkraadsvergadering hou. Ons Oktoberkalender het ons so bietjie aangepas, so daardie datum skuif almal min of meer 'n week aan, wat beteken die matriekwydingsdiens is komende Sondag, die matrieknagmaal is die Maandag daarna, die volgende Sondag, die Sondag daarna het ons 'n doop, die Sondag daarna, die laaste Sondag in Oktober, het ons belydenisaflegging, ons gebruik ook saam nagmaal, en soos julle nou ook reeds kennis neem, die kerkraadsvergadering skuif dan ook 'n week aan. Ek nooi alle matrieks uit, en as jy weet van matrieks, en hulle is vandag nie hier nie, volgende Sondag is 'n baie spesiale erediens vir julle, so kom neem deel aan die matriekwydingsdiens, en as julle vriende het, wat nie noodwendig in ons gemeente is nie, wat nie noodwendig by gemeente inskakel nie, nooi hulle ook saam, sodat ons vir julle kan bid voordat julle eindeksamen begin. En dan soos ek reeds genoem het, die matrieknagmaal is dan die Maandag om 6:30. Hierdie maand se deurkollekte gaan vir Bybelgenootskap, so as jy 'n bydrae wil maak, gooi asseblief by die deur 'n kollekte in. Dan op ons bidbel en besoek,
Adam. Adam gaan maandag weer vir chemo, so kom ons bid ook vir hom. En ons is baie opgewonde. Ek weet nie of ek dit mag deel nie, maar ek gaan dit deel. Sy broer is 'n match vir sy beenmerg wat 'n wonderwerk is. Die kans was so klein en dit is so. So daar kan 'n beenmergoorplanting gebeur, so ek dink dit is regtig alle eer aan God. En kom ons hou net aan bid in hierdie proses. Dis nie 'n maklike proses nie dat alles net mooi en suksesvol afloop. Maar ons is baie dankbaar saam met jou, Adam, en ons gaan hierdie tyd aan jou dink wat jy alweer deur die chemo moet gaan. Dan, soos julle weet, Marinda Botha is ook besig met bestraling. Sy's ook besig met hierdie reis. Petrus Janse van Rensburg sterk tans tuis aan met sy knievervanging. Rita Janse van Rensburg gaan hierdie week weer dokter toe. Kom ons hou haar ook net in ons gebede. Sy is ook maar in baie pyn en ongemak. En Tannie Nolien Malan is tans in die hospitaal. En dan ook Irene Swart. Kom ons bid ook vir hulle, waar hulle besig is met toetse, dat daar ook wysheid en insig by die mediese sal kom, en dat hulle hulp kan kry. Gemeente, ek nooi julle weer uit. As julle weet van enigiets waarvan ek dalk nie weet nie, asseblief laat weet my. En as jy nie jou naam op die bord wil hê nie, kan jy my nog steeds laat weet en net sê jy wil nie jou naam daar hê nie, maar ek wil graag saam met jou bid. En daar is baie krag in gebed. So kom ons bid saam en kom ons bid sommer net vir ons gemeente. Maar voordat ons by die gebed uitkom, vir die hele gemeente, gaan ons eers ook die verjaarsdag aankondig. So as jy hier is en jy verjaar, steek jou hand op. In hierdie hele week, as die besoekers is en jy verjaar in hierdie week, kan jy jou hand opsteek. Marnies, Bert, ek myself, Dirk, Wilmarie, Wilhelm, Annetjie, Adrian, Jeje, Eduard, Richard, Daniel, Marius, Corlandi, Andrea, Anay, Zian, Annemarie, Tini en Santi. Steek julle hande op, is er enigiemand wat verjaar in hierdie week? Hulle hou seker reeds partytjie. Daar agter is iemand wat verjaar, nog iemand? Baie geluk. Mag elkeen van julle 'n baie geseënde verjaarsdag hê. Sien nog iemand? Dankie. My tweede een. Dankie, Martin. Kom ons word vir 'n oomblik rustig. Here, ons hele wêreld, ons hele skepping, ons hele menswees getuig van u grootheid, van u heerskappy. Dankie, Here, dat u so teenwoordig is hier in hierdie gemeente. Dat u so teenwoordig is tussen hierdie mense, tussen hierdie gelowiges, dat ons nie anders kan as om u te loof en te prys nie. Dankie, Here, vir elkeen wat vandag hier is. Dankie, Here, vir elkeen wat vandag nie hier kan wees nie. Dankie, Here, vir mense wat kies om kerk toe te kom. Mense wat kies om u naam te loof en te prys. Mense wat kies om uit die woord te lees en elke dag te groei. Here, ons wil vandag spesiaal bid vir elke kind wat hier is. Here, ons kinders is vir ons so kosbaar. Ons kinders is nog so klein en daar is nog so baie wat in hulle lewens gaan gebeur. En Here, u vertrou ons as ouers, maar ook ons as 'n gemeente toe, om hierdie kinders te vorm, om met hulle die pad te stap en om vir hulle te leer van u grootheid. Dankie, Here, dat ons vandag ook ons kinders kan vier. Dankie dat ons in hierdie nuwe kwartaal ons gesinne kan vier. En dankie, Here, dat ons weet, u is ook by elkeen wat swaar kry. Here, elkeen waarna ons verwys het op die voorbidingslys, ons vra dat u hulle sal vashou. Ons vra, Here, dat u hulle sal sterk maak en dat u vir hulle vrede sal gee, ook vir hulle gesinne. Ons eer u en ons nooi u uit om vandag elkeen van ons aan te raak op 'n besonderse manier. Amen. Gemeente, ek nooi julle dan uit om te staan. Ons gaan lekker saam sing en hier gaan 'n paar dansers hier voor wees. Nou ek weet,
ons verroes soos ons ouer word, dan kan ons nou glad nie meer dans nie. Maar die van julle wat wil probeer, dans saam met ons, die kinders gaan lekker saam dans, dan sing ons so 'n paar liedjies.
Julle sit te vinnig, maar die groot mense kan maar bly sit. Maar al die kinders moet maar staan, daar's nog een lekker liedjie, 'n video liedjie, hier kom hy. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, te feestelik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Vandag het ons 2 nuwe maatjies wat by ons gaan kom kuier. Is julle opgewonde? Ja. Nou hierdie 2 maatjies is 'n bietjie skaam. So ons gaan hulle moet roep dat hulle kom uitkom. Gaan julle my help? Gaan ons hulle roep? Okay, so hulle name is Rietjie en Rakker. Okay, so ons gaan roep. Rietjie, Rakker. Julle gaan my moet help. Hulle gaan nie net kom vir my nie. Kom ons probeer weer. Rietjie, Rakker. Kom Rakker. Sjoe, kyk net al die mense. Hallo mense, hallo Tannie Dominee. Hallo julle. Rakker, gaan jy nie vanoggend met ons gesels nie? Hallo julle. Wat is fout vandag met jou, Rakker? Ag, sommer niks nie. Ek is mos nie een wat kla nie. Tannie, hy is sommer net suur omdat die skoolvakansie so vinnig verby is. Is nie. Los my uit. Nou as dit nie is oor die skoolvakansie nie, Rakker, wat is dan fout? Weet Tannie, ek wil nie eers daar praat nie. Dit maak my sommer kwaad. Ag toe, Rakker, vertel ons. So julle weet nê, ek het so lekker vakansie gehad. Alles het so goed gegaan. Ek het heeldag gelê, Peppa Pig en Paw Patrol gekyk. Toe kom my kwaai ma en vat die TV remote. En toe? Toe sê sy ek kyk te veel TV. Ek gaan vierkantige oogies kry. En my pa en my ma kyk ook elke aand TV en hulle het dan nie eers vierkantige oogies nie. In elk geval, sy sê sy wil hê ek moet meer lees. Ja, lees is belangrik, maar wat wil sy hê moet jy lees, Rakker? Die Bybel. Maar dis mos lekker. Nee, dis boring. Ek het Tannie Lenay lees mos elke Sondag vir ons in die kerk Bybel. Hoekom moet ek dan by die huis nog Bybel lees? Dis mos al hoe ons van Jesus gaan leer. My ma
sê dis hoe God met ons praat, deur die Bybel. Ek is te besig in die week om Bybel te lees. Ai rakker, al is ons besig, is julle ook besig maats? Ja, mense is partykeer baie besig, nê? Maar mens maak tyd vir dit wat belangrik is, nê? So dis hoekom ons moeite doen om kerk toe te kom. Kyk al hierdie mense wat na die fees hier kerk toe gekom het. Hulle is so moeg, hulle was so besig en hulle is hier. En ons doen moeite om Bybel te lees en ons doen moeite om te bid en ons mamma en pappa gesels met ons wat ons in die kinderkerk leer. Daardie gesels is die ergste. My pa vra my altyd wat die dominee gepreek het en ek kan nooit onthou wat die dominee preek nie. Dominees is mos baie slim. Hulle gebruik woorde wat my pa nie eens verstaan nie. Ja, ek weet dit is moeilik. Maats, weet julle, ek dink dit is partykeer moeilik om Bybel te lees, want dit voel, soos wat Rakker gesê het, somme boring. Maar dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik om Bybel te lees, dit is baie belangrik om te gesels met mamma, met pappa, met ons boeties, met ons sissies, oor ons geloof. So mamma en pappa moet jou vra, wat het jy in die kinderkerk geleer? En wat het jy in jou klassies geleer? En ons moet lekker gesels oor die interessante stories wat ons in die Bybel lees. En dis sommer net belangrik om te gesels in ons gesinne oor hoe God elke dag by ons is. Ja, okay. Daar is oulike stories in die Bybel. Soos die een oor Jona en die vis. Ek voel sommer baie sleg. Ek sal nie weer sê die Bybel is boring nie. Die Bybel is eintlik baie cool, né? Ek dink nou sommer aan daardie liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. Mag ons hom asseblief sing, Tannie Dominee? Wat dink julle met ons daai liedjie sing? Ja. Ken julle hom? Ja. Okay, nou kom ons staan vinnig gaan sing ons daai liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. Bye. Hulle is bietjie skaam, hulle het net vinnig vir ons kom kuier. Ek dink hulle wil gaan koek eet in die kombuis. Ek dink dis wat gaan gebeur. Moet hulle pappas uitkom? Ek dink hulle pappas sit hier iewers. Hulle pappas sal kyk dat hulle nie roomys in die koek eet nie. Moenie worry nie. Ja, maat, so dis baie belangrik. Ons moet Bybel lees, ons moet bid, ons moet kerk toe kom. En ons moet vir mamma en pappa vra as ons moeilike vrae het. En ons moet vir mamma en pappa vra as ons iets nie verstaan nie. Want kerk is mos lekker, nê? Ja, dis baie lekker om kerk toe te kom. Ek weet nie waar is hulle mamma en pappa nou nie. Ons sal nou hoor waar is hulle. Gemeente met al hierdie besig wees en hierdie chaos, terwyl Riekie en Rakkie hulle mamma en pappa gaan soek, want ek hoor, dit is 'n baie bekommerde maatjie, gaan ons net so oomblik stil word, dat ons net weer fokus op die Here. So kom ons hê net 'n oomblik van stilte.
Amen. Ons lees Psalm 128, ons gaan 6 verse daar saam lees. 'n Pelgrimslied. Gelukkig is elkeen wat vir die Here ontzag het, wat sy paaie volg. Die vrug van jou hande sal jy beslis geniet. Gelukkig is jy. Dit gaan goed met jou. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok in die binnekamers van jou huis. Jou kinders is soos olyfboompies om jou tafel. Kyk, so sal die man geseën word wat vir die Here ontzag het. Mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy al die dae van jou lewe die goeie van Jerusalem sal geniet. En mag jy jou kinders se kinders sien. Net so ver. Soos ons nou reeds vir mekaar gesê het, vir die volgende 9 Sondae fokus ons op ons gesinne. En in hierdie Psalm sien ons dat die gesin heeltemal in konteks gebring word. Daar word gepraat van die man, die vrou en die kinders en selfs jou kinders se kinders, die kleinkinders, die groter familie. En hierdie Psalm wil vir ons sê hoe belangrik dit is om ontzag te hê vir die Here, om respek te hê vir die Here. So met ander woorde sê hierdie Psalm eintlik vir ons, as ons nou die Engels gebruik, fear the Lord. Maatjies, julle gaan gou 'n bietjie moet stil bly. Ek gaan net so bietjie met die groot mense ook praat, hoor? So hierdie Psalm sê vir ons, dis baie belangrik om respek vir die Here te hê. En dan gesels ons oor hoe dit in ons gesinne funksioneer. So in ons gesinne is ons die kleinste vorm van kerk. Soos ek vir julle gesê het, in ons huwelik is ons die kleinste vorm van kerk. Dis waar ons twee bymekaar is en die Here is daar. En dan soos jou gesin uitbrei, bly die Here in jou teenwoordigheid. So hierdie Psalm is 'n pelgrimspsalm. Dit beteken dat die volk op reis was. Hulle was op een van hulle pelgrimstogte. Hulle was op pad na die tempel toe om 'n fees te vier. Die Joodse feeste was vir hulle ongelooflik belangrik geweest. En dan het hulle liedere gesing, hulle het hierdie psalms gesê en hulle het dit gedoen. Hulle het dit gedoen om mekaar te inspireer, om mekaar te motiveer en om hulle self te herinner hoe groot en hoe God in hulle lewens is. So hulle het hierdie psalms uit hulle koppe uitgeken. Hulle het dit gesing, hulle het dit gesê. En dis daai herhaling wat ongelooflik belangrik is. Dis hoekom ek en jy Sondag na Sondag in die kerk dieselfde liedere sing, uit dieselfde woord lees, partykeer dieselfde tekste lees meer as een keer, want ons moet onsself daaraan herinner. Ons groei daarin en ons met herhaling word dit deel van ons. So hierdie Psalm kan ons indeel in 3 dele. Vers 1 en vers 4 hou verband, en vers 2 en vers 3, en vers 5 en vers 6. So dan wat 'n vertaling jy lees, dit kan sê gelukkig is die man wat ontzag het vir die Here, of geseënd is die man, en ons weet natuurlik is man en vrou, maar omdat hulle in 'n patriargale samelewing geleef het, omdat die man belangrik was, het hulle nie baie gefokus op die vrou nie. Hulle het geglo as die man geseënd is, sal sy vrou mos in elk geval geseënd wees. So hier kan ons sê, gelukkig of geseënd is die een wat vir die Here ontzag het. Nou wat beteken dit om ontzag vir die Here te hê? Daar's verskriklik baie tekste in die Bybel wat ons hiermee help. Nou wat ons die meeste kry is dat dit by wysheid begin. Wysheid begin by die dien van die Here. En as jy die Here dien, dan het jy wysheid. Dit gaan al twee kante toe. So Spreuke 9 vers 10 tot 12 sê vir ons, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Nou ons het gesê, wysheid begin met die dien van die Here. So as jy die Here dien, dan hoef jy nie alleen aan jou laste te dra nie. En dit sê ons tog so baie vir mekaar. Nie een van ons is gespaar van hartseer nie. Nie een van ons is gespaar van moeilike dinge in ons lewe, van uitdagings en hindernisse nie. Maar wanneer ons die Here dien, het ons wysheid. En wanneer ons hierdie wysheid het, dan hoef ons nie hierdie las alleen te dra nie. Dis dan regtig besonders. Psalm 111 vers 10 sê dit ook. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. So ons kry in hierdie gedeelte vers 1 en vers 4 sê, geseënd, gelukkig.
Nou hulle het seën gekoppel aan aardse items. So seën was vir hulle, hulle het gesien as jy geld het, as jy rykdom het, as dit met jou goed gaan, dan is jy geseënd. So vers 2 tot 3 beklemtoon die verskillende lewensmiddele. Dit wat God se seën vir hulle sigbaar verduidelik. Ons weet God se seën is veel groter as ons materiële dinge. Jy hoef nie ryk en suksesvol te wees om geseën te wees nie. Nee, jy hoef nie. Ons weet God se seën is groter as dit wat ons kan sien en aan kan vat. Maar as 'n metafoor word dit beklemtoon dat God se seën vir hulle gaan gee wat hulle kan sien. Dat God hulle gaan versorg. En een van die voorbeelde wat hier genoem word, is die vrug van jou hande sal jy beslis geniet. So met ander woorde, jy gaan werk. Jy moet werk. Elkeen van ons moet werk. En daarmee bedoel ek nie net werk vir 'n salaris nie, maar jy kan die hele dag net sit en niks doen nie. Die psalmdigter sê vir ons, jy gaan werk, jy moet werk. As gelowige word jy geroep om te werk, maar jy sal die vrug daarvan dra. Met ander woorde, jou werk maak saak. Dit maak 'n verskil. So nou, elkeen van ons is deur die dag besig met verskillende dinge, maar dit wat jy doen, hoe jy met mense werk en praat en omgaan, hoe jy jou huis dalk voorberei vir jou gesin, hoe jy dalk jou man versorg, jou vrou versorg, hoe jy dalk ander mense versorg wat oor jou pad kom, hoe jy dalk gister by die fees gewerk het, hoe jy dalk by ander instansies besig is in werk, dit maak saak. En dit maak uiteindelik 'n verskil. Dit het 'n sinvolle ripple effek. Ek en jy weet nie altyd wat uiteindelik die ripple effek van ons dade is nie. Partykeer doen ons iets en ons weet nie eens of mense dit regtig raak sien of agterkom en of dit regtig 'n verskil maak nie. Ek dink meeste van julle, ek kan vir julle vra oor die afgelope paar dominees. Jy gaan nie noodwendig elke preek van hulle kan aanhaal nie, maar dit beteken nie dit was nie 'n sinvolle preek nie. Dit verander ons tog en dit maak 'n verskil en dit is sinvol. Al kan ons dit nie noodwendig woord vir woord aanhaal nie. So voel jy dalk in jou werk ook. Jy doen moeite, jy sit baie werk in en niemand kom dit agter nie. Niemand sien dit raak nie. Maar die psalmdigter sê, as jy die Here dien. Met ander woorde, as jy die Here dien in jou werk ook, in dit wat jy doen, dan sal dit sinvol wees. Dan sal daar 'n ripple effek wees. So hulle gebruik dan weer eens, soos ek sê, vir hulle het bietjie anders gedink oor seën, so hulle sê, jou vrou sal vrugbaar wees, en jy sal baie seuns hê. Weer eens, dogters word nie ingesluit nie, omdat dit nie is hoe hulle koppe gewerk het daai tyd nie. Maar, jy moes 'n nageslag hê, jou nageslag was belangrik. So ons kry ook in die Bybel voorbeelde van ander forme van ouerskap. Dis nie net vir jou biologiese ouers nie. Ons kry ook voorbeelde soos byvoorbeeld Esther wat deur haar oom groot gemaak is. Daar is sulke forme wat ons nou vandag as pleegsorg sal beskryf. Maar vir hulle was dit 'n seën dat jy 'n direkte nageslag het en dat daai nageslag seuns is, want dan kan hulle die goeie werk wat jy begin het voortsit. Weereens, die seun sou die volgende hoof van die huis geword het, geestelik, finansiëel en so meer. En dan word die twee voorbeelde gebruik, 'n wingerdstok en 'n olyfboom. Nou dit is die twee produkte wat vir hulle stapelvoedsel was in daardie tyd, of stapelprodukte van Israel. Die wingerdstok, 'n simbool natuurlik van vrugbaarheid, maar ook van feesviering. As ons dink aan die wyn en die wyn wat hulle gedrink het by feeste, dit is vir hulle 'n voorbeeld van feesviering. En die olyf dink ons dadelik aan die olyfolie, en dit beteken vir ons salwing en seën. So julle hoor dat hierdie twee beelde nie sommer net toevallig genoem word nie. Daar's salwing, daar's seën. So heeltyd beklemtoon die Psalm dit en sê, daar sal vir jou seën wees as jy die Here dien. Daar sal vir jou salwing wees. Nou weer eens, wie's gesalf in die Bybelse tyd? Dalk kan een van die ouer kinders my hiermee help. Wie's gesalf in hulle ampte? Weet julle? Is dit 'n moeilike vraag? Teen die tyd wat jy by belydenis kom, moet jy dit ken. Konings, priesters en profete. Konings, priesters en profete is gesalf in hulle amp. En hier staan, of hier is die koneksie,
dat as ek en jy die Here dien, word ons 'n koning, 'n priester en 'n profeet. Jy word geroep om 'n koning, 'n priester en profeet in jou huis te wees, in jou huwelik te wees, in hierdie wêreld te wees. Nou net vinnig weer, en ek gaan dit vir julle met elke doopgeleentheid vertel, maar ek vertel dit vandag ook vir julle. Wat is 'n koning se werk? Daar moet geregtigheid geskied. 'n Goeie koning laat geregtigheid geskied. Wat is 'n profeet se werk? 'n Profeet is die spreekbuis van God. 'n Profeet help ons om weer teruggeroep te word na die regte pad. 'n Profeet help ons om weer tot bekering te kom. En 'n priester was die brug tussen God en die mense. En elkeen van ons word geroep om daardie 3 ampte te wees. In ons gesinne, ons moet konings wees. Ons moet hulle leer van geregtigheid. Ons moet hulle leer om die seer in die lewe raak te sien en 'n verskil te wil maak. As profete is dit ons werk om wanneer hulle so 'n bietjie van die pad afdwaal, hulle weer terug te roep. Te sê kom ons kom terug by dit wat belangrik is. En as 'n priester is ons die brug tussen hulle en God. Ons moet hulle leer van God. Ons moet hulle vertel van God. Ons moet moeite doen in ons gesinne om hieroor te gesels. So dis baie belangrik. Hierdie Psalm verwys na die binnekamer van jou huis, die hart van jou huis. En elkeen van ons sal waarskynlik saamstem dat die hart van ons huis ons gesin is. Ons man, ons vrou, ons kinders. Dis die hart van ons huis. En die hart van ons huis het nodig dat ons met mekaar gesels. Dat ons met mekaar gesels oor God, dat ons met mekaar gesels oor God se goedheid, oor God se grootheid. Dit is nodig dat ons dit koester in die hart van ons huis. Want net soos ons sê, die kerk is nie hierdie gebou nie, die kerk is die mense, is ons huis tog nie 'n gebou nie. Dis ons gesin, ons geliefdes, wat daar saam met ons is. So vers 4 sê vir ons, die seën kom nie uit onsself nie, maar dit kom van die Here af. Want dit hou verband met die dien van die Here. So ek en jy kan nie ons eie seën bewerkstellig nie. Dis die Here se genade. En dan vers 5, julle moet nog net so 'n bietjie stil sit, julle is baie soet hier voor. Ons is amper klaar. In vers 5 lees ons van Sion. Nou 142 keer in die Ou Testament word daar verwys na Sion. En meer as die helfte van hierdie 152 keer is in profetiese literatuur. So die letterlike betekenis word kan mens beskryf as opdroog. As jy dit letterlik vertaal, beteken Sion opdroog. Goed, nou in tye van droogte. In tye van swaar kry, in tye wat dit lyk asof daar nie hoop is nie, kan ons steeds die Here se seën beleef. Dis uiteindelik waartoe die Psalm kom. Ek en jy gaan droogtes in ons lewe hê. Dit gebeur. Partykeer voel dit jy's in 'n woestyn. En veral vir hierdie mense, as ons hier droogte ervaar, kan ons dalk nog 'n ander plan maak, maar hulle kon nie. Droogte was 'n krisis. Droogte het beteken daar's nie hoop nie. Ons gaan nie kan aangaan nie. En hier staan, al is jy in 'n droogte, sal jy geseën word, as jy die Here dien. So ongeag waar jou droogtes in jou lewe is, jy kan dankbaar wees dat die Here jou daarin seën. En dan eindig dit met die Here wat nie net sy individuele kinders seën nie, maar die groter volk, Israel as 'n volk, Jerusalem as die plek waar die tempel was. So God se seën gaan oor die wyeer gemeenskap. So ja, God se seën is in elkeen van ons wat die Here dien, se lewens teenwoordig. Maar God se seën is ook in jou gesin teenwoordig. En God se seën is ook oor hierdie gemeente. En God se seën is ook oor hierdie hele gemeenskap. En God se seën is ook oor Suid-Afrika. Wanneer ons die Here dien. So as jy die Here dien, as jy ontzag het vir die Here, dan maak jy 'n verskil, nie net vir jouself nie, maar in die hele Suid-Afrika, in die hele wêreld, op die hele groter prentjie. So dis ongelooflik belangrik dat ons moet aanhou om die Here te dien. En dan, wanneer ons weet dat die prediker selfs ook geworstel het, maar met wat gee sin aan die lewe, en ook tot die gevolgtrekking gekom het, dat as jy die Here dien, sal daar sin in jou lewe wees. So kom die psalmdigter tot daar dieselfde gevolgtrekking. God gee sin aan die lewe.
En dan die laaste frase wat ons lees, gaan oor dan sal jy jou kinders se kinders ook sien. Nou dit gaan nie net oor jou fisiese ouderdom, dat jy fisies oud gaan word nie, alhoewel ons regtig vir mekaar kan sê, om oud te word is 'n voorreg. 'n Voorreg wat nie almal het nie. So dis wonderlik, ons moenie kla wanneer ons ouer word nie, ons moet die Here daarvoor loof en prys. Maar alhoewel dit nie net gaan oor hierdie fisiese lang lewe, wat jy het nie. Dit gaan ook oor geloof wat van geslag na geslag oorgedra word. Die feit dat jy vandag hier sit, beteken dat jou kind die geleentheid het om die Here te ken, om die Here te dien, om daardie seën van die Here te dra. En omdat jy dit aan jou kind oordra, gaan hulle kinders daai geleentheid hê. So word die seën van geslag tot geslag oorgedra. Sommige net interessant, dis hoekom ons dooprokke, wat nou so 'n bietjie oudmodies is, maar dis hoekom ons dit ook oorgegee het in ons families. Dis hoekom van julle dalk in julle ma se rokke of pa se rokke gedoop is en hulle ouers sin, want dit simboliseer jou pa of ma se geloof wat aan jou oorgedra word en jy wat dit weer aan die volgende generasie oordra. So, wat wil ons vandag vir mekaar sê? Elke sportspan, het nodig om 'n bietjie spanpraatjies te hê. Om mekaar te motiveer, om mekaar te inspireer, om mekaar opgewonde te maak. En om 'n plan op die tafel te hê. So het ons dit ook nodig in ons gesinne. Wanneer ons bid in ons gesin, dan is dit nie net vir onsself nie, want die Here weet ook in elk geval wat jy wil bid. Dis ook om dies om jou te bemoedig. So bid in jou gesin. Moenie vergeet om te bid nie. Moenie net bid voor jy ver ry of voor jy saam eet nie. Dis goed, doen dit. Maar bid ook andersins. Bid vir mekaar, praat met mekaar. Nou vandag wil ek vir julle prakties, ek het vir julle gesê, elke week gaan julle met so klein bietjie huiswerk huis toe gaan. So ons kan nog aan, daai ene. Wie van die kinders kan vir my sê wat's daai? Slangetjies en leertjies. Weet julle om slangetjies en leertjies te speel? Ja. Nou ek weet nie of al die groot mense weet hoe om slangetjies en leertjies te speel nie. So julle gaan hulle leer. As daar van julle is wat nie slangetjies en leertjies het nie, dis oral te koop. Kry vir julle, druk uit, kry slangetjies en leertjies. Hierdie week is julle huiswerk om slangetjies en leertjies te speel. Dis lekker huiswerk, nê? Nee. Ja, dis nie so erg nie. En dan, hoe werk slangetjies en leertjies? Ons almal begin by 'n punt. En dan gooi ons die dobbelsteen en dit bepaal hoeveel blokkies jy kan aanskuif. Wat gebeur as ons op 'n leertjie beland? Jy kan opgaan met die leertjie, ja, so jy wen. En wat gebeur as ons op 'n slangetjie se mond land? Tot in sy maag. Amper soos Jonah en die vis, né? Binne in sy maag. Nou hierdie week gaan julle slangetjies en leertjies speel. En elke keer as jy opgaan met die leertjie, dan gaan ons praat oor wat is mooi, wat is positief. Waar sien ons God se seën raak in die goeie goed in ons lewe? Gaan julle dit kan doen? Vertel wat is lekker, waarvan het julle gehou, wat gebeur goed in my lewe, wat beleef ek van God wanneer dit met my goed gaan, wanneer ek op daardie boepunt is. En dan, wanneer ons op die slangetjies land, wat gebeur nou weer met die slangetjies? Jy gaan af tot in sy ster, daai ou slang sluk jou af. Nou wanneer jy op daai slangetjie land, dan gaan ons ook praat oor wat is minder lekker. Wat het vandag gebeur wat jy nie van gehou het nie? Waar gaan dit nie goed nie? Waar het jy die droogte in jou lewe? En waar beleef jy God se seën in daardie hartseer, in daardie donker tye? Jonah was in die vis se maag, né? Onthou julle dit? En selfs daar, toe dit gelyk het asof hy nooit weer gaan uitkom nie, was God se seën met hom. So kom ons gebruik slangetjies en leertjies hierdie week. Want weet julle wat, die lewe voel partykeer soos 'n dobbelsteen. Dit voel partykeer dat ons sommer net rondgeskit en rondgeskommel word en ons weet nie waar ons gaan land nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie, gaan vandag 'n goeie dag wees of gaan vandag nie 'n goeie dag wees nie. Maar kom ons gooi daai dobbelsteen en weet dat God daar is. Of dit 'n goeie dag is of 'n slegte dag is. Dat God ons seën al sluk daai slangetjie ons in. Dat God ons seën al klim ons daardie leertjie. So hierdie week gaan julle spanpraatjies in julle gesinne hê. Julle gaan saam gesels oor tekste, julle gaan saam slangetjies en leertjies speel, en julle gaan saam groei, saam leer, en saam deel in moeilike gesprekke. Volwassenes, ek praat nou met elkeen van julle, partykeer sluit ons die kinders uit ons moeilike gesprekke, ons wil hulle spaar, ons wil nie moeilike goed met hulle bespreek nie, maar is nodig. Dis nodig dat hulle in ons sien, dat al gaan dit sleg,
Al gebeur daar goed wat ons nie beplan het nie, al is ons in ons slang se maag, sien ons nog steeds die Here raak en die Here se seën. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons eer U as ons ware Here, as die enigste ware Here. Ons eer U as die een wat ons seën. Ons eer U as die een wat ons tot geloof bring, wat ons tot nuwe wysheid en insig bring. Here, ek wil vra dat U met elkeen in hierdie week sal wees, dat U elke gesin sal seën. Here, ek wil vra dat U die gesinne sal lei om goeie gesprekke met mekaar te hê. Daar waar hulle dalk nie genoeg praat nie. Daar waar hulle dalk nie genoeg sit en net gesels oor U goedheid en U grootheid nie, Here. Ek wil vra dat U elkeen van ons lei om dit ook met mekaar te deel. Here, daar waar daar gesinne is wat met soveel seer sit, wat weg van mekaar af dryf, gesinne is wat nie lus het om by mekaar tyd te spandeer nie. Genees daardie verhoudings, Here. Genees gebroke verhoudings tussen ouers en kinders, tussen broers en susters. Here, genees. Genees ons dorp, genees ons gemeenskap en genees ons land. Here, en lei ons om net U te dien in alles wat ons doen. Dankie, Here. Vandag wil ons net sê dankie. Dankie dat ons U kan ken, dankie dat ons U naam kan grootmaak en dankie dat ons vandag so 'n bietjie kon vashou in die nostalgie van kind wees. Van ons is lankal nie meer kinders nie, Here. Maar dankie dat U ons ook roep tot kinderlike geloof, tot kinderlike commitment, toegewydheid. Dankie, Here, dat U ons God is. Amen. Ons dien dan nou die Here met ons offergawes. Goed. Dominee, Ja, Rietjie en Rakker. ek het gehoor, die tannies het gepraat, daar is roomys. Mag ons asseblief gaan roomys eet? Asseblief. Ek dink daai twee het laat die roomys geproe, dis hoekom hulle dit gehoor het. Ja, kom ons gaan eet roomys na kerk. Is dit reg met julle? Ja, en dan Dominee. volgende week, ja? En Sondagskool? Vandag dink ek aan die maatjies net partytjie hou. Hoe klink dit? Ja, dan hou ons lekker roomys en ons speel en ons hou partytjie en dan volgende week dan is ons weer in die Sondagskool. Is dit reg met julle? Dankie, Ja. Dominee. Alright julle twee. Kom chip hulle by my in, hè?
kan sien hulle pa en ma's nie hier nie, nê? Dis hoekom daai kind bekommerd was. Gemeente, kom ons staan en dan sluit ons af met al julle volke, klap julle hande. Alle volke klap je handen, juich tot eer van God. Verhef jou stem en roep zijn naam in elke stad op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel en nasies juich oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning in, hy roep ons almal saam. Die skare juich en horings blaas, ons almal roep sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Oom Haai in die belydensklas het nog steeds klas. So belydensklas, julle moet vinnig roomys kry en dan gaan julle maar klas toe, die res van julle kan net lekker speel. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag jy God dien met jou hele wese. Mag jy God se teenwoordigheid in elke skuif van jou lewe ervaar. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Amen.